En ek wil vanoggend ietsie deel. Iets wat ons al baie gehoor het, maar ek besef net hoe belangrik dit is in ons lewens vanoggend. Dit is kernbelangrik. Ek weet nie of julle al beleef het soos wat Dawid beleef het in Psalm 73. En in Psalm 73 beskryf Dawid, hy sê, God is vir Israel baie goed, vir die wat rein van hart is. Tog het ek daaraan begin twyfel. Hy sê, Israel is, die Here is so goed vir Israel, vir hulle wat rein van hart is. Waarom begin hy te praat? En hy sê, weet wat, as ek kyk na die goddelose, weet wat, dit gaan goed met hulle, my Here, ek kan klippe. En weet jy hoeveel wanneer dit op beleef, weet, iemand doen iets, dan maak hulle jou seer. Hulle kom jou te na, hulle is jou teleurgestel. En dan lyk dit asof sy lewe gryp aangaan. Maar jou nou, van die wiele uit mekaar uit. Janne, kom help my. Dat is nou nie so. En dis soos ek om Janne nou bygekom het. En om regtig goed te maak gekom het. En net wat, dan sit hy met die gevolge. En dit lyk asof my lewe gaan gryp aan. Ek is worry-free, carefree. Maar hy draai die klip in die baksteen. Maar gaan eerst eerder tot aan 7 dag. Ek wil nie daar die eerste gedeelte. En dan voel baie keer, ek is te nagekom. Maar die ander ou, daar gebeur niks met hom nie. Hy is alright, dit gaan goed met hom. En toch sê Dawid, as ek die uiteindelik kyk, die vloek is bietjie anders. Maar wat ek vanoggend wil sê is, dit wat Spreuke sê, Spreuke 4:23, dat hy sê, bewaak jou hart, meer as alles wat bewaak moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. Jy sien, ek en jy, ons moet ons harte bewaak. Ek moet kyk wat in my hart aan die gang is. En hierdie vertaling sê, want dit wat in my hart aangaan, dit wat in my hart gebeur, bepaal my hele lewe. En wat met jou in jou hart gebeur, wat jy toelaat in jou hart in, dit is wat jou lewe gaan bepaal. Ek het laasweek het ons het gehad, vra dat ons net die slide opsit. Dit gaan nie oor wat met jou gebeur het nie, maar wat binne in jou gebeur. Wat binne in jou gebeur het, as gevolg van wat met jou gebeur het. Wat eers sê, dit gaan nie oor wat met jou gebeur het nie, maar wat binne in jou gebeur het, as gevolg van wat met jou gebeur het. So dit was Spreuke van praat, hy sê, dit wat binne in jou hart gebeur, dis wat belangrik is. Jy sien, dis nie wat met hom gebeur het nie. Ja, dit op die haarsgeskil. Maar dis wat binne in hom gebeur. Jy sien, dis die goed wat hy nou dra. Daai goed wat in ons harte gebeur, wat in ons denke, die goed wat binne in jou gebeur, dis wat jou lewe gaan bepaal. 'n vriendin wat jou seermaak, 'n onderwyser wat ietsie sê, of 'n onderwyseres wat iets verskrikliks vir jou sê, 'n pa wat jou gefrustreer het en goed gesê het, wat jy ook al beleef het, jou man, jou vrou, ok, die mans is bitter minder, die mans is verkeerd. Dit is my storie. Gaan nie vir man door die pijn gee. Maar, jou eggenoot het iets, jou man het iets gedoen, maar mense, dit is nie wat hy gedoen het, wat jou gaan beïnvloed nie. Dis wat in jou hart aan die gang is, wat jou lewe gaan bepaal. Dankie vir my slide wat sê, en ons laasweek opgehad, we need to stop making what people did to us bigger than what Jesus did for us. Die
Weet jy wat sal kom in ons? Ons moet opbou om wat mense aan ons gedoen het, groter te maak as wat Jesus vir ons gedoen het. Net laasweek gepraat, ek het al geraak het laasweek gesê, onthou, wees versigtig hoe jy jou storie vertel van wat met jou gebeur het. Want hoe jy jou storie vertel, kan en gaan op die ou einde jou identiteit begin bepaal. Want jy vertel jou storie so, dat jy jouself oortuig, maar ek is 'n slagoffer, ek is 'n victim. En sodra jy daai slagoffersmentaliteit begin kry, daai slagoffersdenkwyse, dan begin jy in 'n plek gaan wat jy selfgesentreerd raak, na binne toe fokus. En is dan wat jy op die plek kom, wat jy jouself begin bejammer. Begin ek dit voor? Okay. Want jy sien wanneer jy jouself begin bejammer, jy kan moet nie anders. Wanneer jy jouself begin bejammer, dis dan wanneer die goed, jy begin goeders te doen, goeders te sê, goeders te bedink, wat jou lewe negatief begin impakteer. En daai selfbejammering kom op 'n plek waar dit selfvernietigend begin raak. Want hy denkwyse is selfvernietigende denke. En dit wek allerlei emosies in ons binneste op. Mag jy nou spyt raak, ek het jou gesê wie was nie dat is. Hy sê ons is baie spyt. Hoekom het ek 'n vriend geraak met daai persoon? Ek begin skuldgevoelens kry, hoe moet ek my maar uitgeleef? Hoe moet ek daar betrokke geraak? Ek het al gesit met troubaartjies wat sy sê, hoe moet ek met daai man getrou? Ek het nie, jy het gekies. Gaan sê, as nie dit moes gaan. Vriend vir my sit met getrouwde paar eet. Op verskrikkelijke lewensprobleme. Ja, die man sê, en net verskrikkelijke type oor sy vrou. En op jou en sê die vriend vir my dat hy nog raad, en hy sê nou, vertel my, hoe lang is julle nou getrouwd? Hy sê, ja, ons is amper 20 jaar getrouwd. Hy sê, ja, great. As jy lang ken jy mekaar, weer baie jare. Hy sê, vertel my 'n bietjie van toe julle nog gedate het, voordat julle nou getrouwd het, hoe het gegaan? Vertel my bietjie van jou vrou. En sy was fantasties. Ek sê, wat sê great dinge wat julle gedoen het? Ons het soveel dinge saam gedoen, en hy vertel dit, en hoe dit, en hy vertel dit, en hy vertel dit. Hy sê, maar, ek kan nie verstaan, jy moet my nou help. Toe jy jou vrou by jou pa gekry het, was hy al uit. Jy het al vir 20 jaar, en was hy so opgevoeder. Ek sê, dis nie wat met my gebeur. Maar is so maklik om te sê, ek my vrou dit gedoen, die het dit gedoen, baie het dit gedoen. Die vraag is, wat gaan in jou binneste aan die gang? Wat het jy en ek, wat het ons toegelaat in ons harte, wat ons lewens nou bepaal? Ons praat al baie jaar vir 'n paar weke oor jou oorwinning, die pad wat jy stap, het baie te doen met jou identiteit. Wie jy is in Christus. Hoe jy trauma, hoe jy teleurstelling gaan hanteer, hoe jy die goeders hanteer wat mense aan jou doen, hoe jy dit hanteer, het geweldig baie te doen met wie jy is in Christus. Wat is jou identiteit? Wie is jy vanoggend? Want dan sê, what you do is an expression of who you are. Wat jy doen is 'n uitdrukking van wie jy is. Nou die vraag vanoggend, wie is jy? Wie is jy vanoggend? Jan, wie is jy vanoggend in die Here? Wie is jy vanoggend? Wie is jy vanoggend in die Here?
die verklaring saam met ons, het dit al gedoen in die diens. Maar jy sien, ek en jy, moenie vashou aan die leuns wat die vyand in ons kom deponeer het, in tye wat ons in trauma ingegaan het. Wie is jy vanoggend in Christus? En sê net agter my aan, in Christus is ek 'n nuwe skepsel. En hoe jy sê dit net 'n bietjie oortuigend. Ja, dan luister asof jy twyfel daar. Sê dit vanoggend soos iemand wat oortuig is van wat hy sê. In Christus is ek 'n nuwe skepsel. Die Heilige Gees is in my. Ek het 'n nuwe identiteit. Ek is tot alles in staat. Deur Christus wat my die krag gee. Dis wie jy is. Jy is 'n nuwe skepping in Christus. Jy is 'n seun, jy is 'n dogter. En vanuit daai identiteit, mense onthou, die dag, jou gees is perfek in die oë van die Here. Jou gees kan nie heiliger word as wat hy is nie. Hy het 'n perfekte werk gedoen. As jy ons die mense in mag gaan, moet net opvang. My denke moet begin verander, my denke moet begin in lyn kom. Romeine 5 vers 17, ek gaan dit nie als daar lees nie, maar Romeine 5 vers 17 sê dat ons wat in Christus is, veel meer sal hulle wat oorvloed van genade en van die gawe van ongeregtigheid ontvang het, in die lewe heers, deur die een, Jesus Christus. Jy sien, omdat jy 'n nuwe identiteit het, omdat jy uit genade uit gered is, oorvloed van genade ontvang het, sê hy, sal ek en jy moet heers in hierdie lewe. Ek en jy moet op die plek kom, dat vanuit hierdie identiteit van my in Christus, wie ek in Christus is, dat ek vanuit daai identiteit sal begin heers, en eerstens dat ek sal heers oor my eie lewe. Wie heers vanoggend oor jou lewe? Jy sal heers oor jou keuses, jy sal heers oor jou besluite, jy sal begin heers oor die rigting wat jou lewe gaan. Wat was waar? Okay. My idee was dit mos hier aan sy Jy sien, ons dra laste. Ons dra goeders in ons binneste, omdat ons dit toelaat. Sien, die Here sê ons moet heers oor ons lewens. Ek moet heers oor die besluite en die keuses wat ek maak. So weer die gedeeltes wat laasweek gebeur met die 2 skrifverse. 2 Korintiërs 7 vers 10. Want die droefheid volgens die wil van God werk uit onberoulike bekering tot redding, maar die droefheid van die wêreld werk die dood. Die Amplified sê baie mooi, want dit brei so bietjie uit die Amplified Bible. Die Amplified Bible sê, for godly grief and the pain God is permitted to direct, produce a repentance that leads and contributes to salvation and deliverance from evil. And it never brings regret. Gaan ek en jy pyn in die lewe mee? Gaan ons langsvat? Gaan goed gebeur? Gaan mense jou teleurstel? Gaan mense jou te nakom? Yes. Die feit dat jy kind van die Here is, en die Here nêrens gesê jy gaan vrywaar wees van probleme nie. Inteendeel, die Here sê jy gaan vervolging beleef. En hy het gesê in die gelykenis wat hy vertel het van die man wat sy huis gebou het op die sand en op die rots. Hy het gesê as die storm kom nie. Hy het gesê wanneer die storm en die stormwaters en die winde kom. Hy sê so ek en jy gaan uitdagings hê. Ons gaan probleme hê.
pyn beleef. Maar hy sê, for godly grief and the pain, God is permitted to direct. Wanneer ek daai teleurstelling sê, daai pyn beleef, maar ek gaan na hom toe, en ek laat toe, the pain, God is permitted to direct. Die pyn wat ek toelaat, dat die Here my kan lei in my pyn. Hebreërs 4 vers 16 sê, kom met vrymoedigheid na die genade troon van Christus, van God. Sodat jy barmhartigheid kan vind en op die regte tyd gehelp kan word. So wanneer ek die pyn beleef, dat ek met 'n vrymoedigheid na hom toe sal hardloop, sodat hy uit genade my die rigting kan wys wat ek moet gaan. Hy sê, it will produce a repentance that leads and contributes to salvation and deliverance from evil. Jy sien, want hy kom, 'n repentance maak, hy wil repentance wat metanoia beteken. Ek roep in een rigting, ek kom tot totale ander insig, daai emosie wat ek beleef, wat die Here my lei, en deur sy Gees my lei, draai ek nou, en ek stap in die teenoorgestelde rigting. En jy sien, ek doen dit, want dis wie ek is. Wanneer ek pyn het, hardloop ek na die Here toe. Want dis wie ek is, as hy sien. Maar hy sê dan, but worldly grief, the hopeless sorrow that is characteristic of this pagan world, is deadly. 'n wêreldse droefheid werk die dood. En jy sien, daai wêreldse droefheid, daai selfbeheersing, is selfvernietiging. En jy sien, ek begin op myself te vertrou, in plaas van op die Here. Jy sien, ek dra die baksteen. Ek begin nou reg wat af, maar ek sien, ek is wat flasjes skryf. En jy mag nie meer gooi met die baksteen. En weet wat, die werk so droefheid maak, ek word kwaad vir die mense wat my seer gemaak. Daar's ek begin 'n wrok in my binneste kry, want hulle het my seer gemaak, hulle het my ten nagekom. En mense, as ek nie deel, ek neem aanstoot as gevolg van goed wat mense gesê het, wat mense gedoen het. En as ek nie met daai doel, as ek nie my hart bewaar nie, die aanstoot, die gevoelens wat ek dra teen mense, begin 'n wrok te word, en die wrok word 'n bitterheid. En die bitterheid, ek het al soveel kere gedemonstreer, bitterheid is gif. Ek drink die gif. En ek hoop die ander begin dood. Maar jy sien, bitterheid is gif wat jou vernietig. Efesiërs 4 vers 29. Ek gaan dit lees uit die Amplified Bible. Hy sê, let no foul or polluting language, no evil word, nor unwholesome or worthless talk ever come out of your mouth. Let no foul or polluting language. Mense ons sit in 'n kultuur in Suid-Afrika, ons veral ons boerevolkie, ons Afrikaner volkie, daai effen en zeffen woordjie. Hy vloei. Nou reg as ek die taal. Dis soos byvoorbeeld in ander. Mense kom nie eens agter hoe baie hulle vloei. Dis nie wie ek is in Christus nie. 'n wêreldse droefheid. Vat my daai plek toe. I say, but only such speech as is good and is beneficial to the spiritual progress of others is fitting to the need and the occasion, that it may be a blessing and give grace, God's favor to those who hear it. Mense is my woorde besig om genade vry te maak in al mense se lewens. Is your speech good and beneficial to the spiritual progress of other people? Jy sien, as gevolg van die seer, as gevolg
wat vol is, loop by die mond uit. Ek sit met hierdie klippe, ek het goed in my hart toegelaat. So wat kom uit as ek met mense, ek kan nou nie gooi die baksteen, ons draai die goed. Hoekom? Want ons onvergifnis wat sit in ons harte vanoggend, dit pas nie by jou identiteit as kind van die Here, want jy goed toegelaat, 'n worldly grief. Jy het jou rakkas gestrip, jy het die hoenders ingeword. Jy kan kwaad word, sê die Here. Kwaad word is nie die probleem nie. Dis wat jy doen wanneer jy kwaad word. Efesiërs 4 sê, word kwaad, maar moenie sondig nie. Moenie laat die son sak oor jou kwaad nie. Hy sê verder dan, hy sê not, and do not grieve the Holy Spirit of God. Do not offend or vex or sadden him, by whom you were sealed, marked, branded as God's own, secured for the day of redemption, of final deliverance through Christ from evil and the consequences of sin. Hy sê, let all bitterness and indignation and wrath, passion, rage, bad temper, and resentment, anger, animosity, and quarreling, brawling, clamor, contention, and slander, evil speaking, abusive or blasphemous language, be accommodated by you. Dis baie ons wees. Wat sê hy moet jy doen met daai goeders? Wat sê hy dan? It must be ja, wat sê hy? It must be vanished. Vanished beteken, daar moet niks van dit in my lewe oorbly nie. Want dis nie wie ek en jy is in Christus nie. Hy gaan verder en hy sê, and become useful and helpful and kind to one another, tender-hearted. I say compassionate, understanding, loving-hearted. I say forgiving one another, readily and freely, as God in Christ forgave you. Jy sien, om te vergewe, what I do is an expression of who I am. Jy sien, wanneer die Here kom en hy sê vergewe, wil ek vir jou sê, dis 'n uitvloeisel van my identiteit in Christus. Ek doen vergifnis, ek vergewe, want dis wie ek is in Christus. Jy sien, ek wil jy moet sien, die posisie wat jy nou is, die stand wat jy nou het in Christus, dat dit vergifnis is 'n uitvloeisel van wie ek is in hom. Vergifnis is 'n uitvloeisel van hy het my vergewe. Daarom kan ek ander vergewe. Dit is 'n uitvloeisel van sy gees wat in my woon. Dis nou net so. As jy wat serieus, ja, ek was redelijk omkoop met de chocolate. Nou, niet chocolate. Ik hoop dat nog chocolate. Maar, wat is die laatste wat ek in jy voel? Ken jy die skrifte? Kolossense 3 vers 13 wat sê, wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een teen die ander vergewe mekaar as die een iets teen die ander het, soos die Here julle vergewe, moet julle mekaar ook vergewe. Markus 11 vers 25 sê, en wanneer julle staan en bid, vergeef as julle iets teen iemand het, sodat julle Vader wat in die hemel is, ook julle oortreding mag vergeef. Vergewe as jy iets teen iemand het. Wat het jy vanoggend teen iemand? Ag, hy
Sien ek het 'n klomp goed, ek het 'n hele lys van goeders wat ek teen Harry het. Ek kan ook vir hom staan, hy is baksteen nou. Nou sit ek met die hele lys van goeders, goed wat Harry aan my gedoen het, goed wat Harry gesê het, hy het my ingekom met geld, en 'n klomp goeders wat hy gedoen het. En nou het ek hierdie hele lys van goed teen Harry. Loop. En nou hou ek dit teen hom, so. En ek hou teen hom hierdie goeders. Wie is besig om my lewe te beheer? Wie beheer dit? Stop. Hy. Die Here sê wanneer jy staan en bid en met iets teen iemand, vergewe daai persoon. Ja, maar hy het nog nie sorry vir my gesê, hy het nog nie vir my goed geskryf. Nee, jy het gesê vergewe dit. Ek doen dit want dis wie ek is in Christus. Is dit rocket science is moeilik? Wat moet ek doen om vry te kom? Ek hou iets teen hom. Hoe kom ek vry? Sê weer? Sê weer hard? Los! Let it go! Okay, dan sit ek. Dis nie rocket science nie. Jy dra hierdie las. Mense wat in jou bitterheid en hierdie goed in jou binneste dra, dit veroorsaak. Daar's soveel wetenskaplike navorsing nou met scans en alles wat hulle kan doen. Mense, wanneer jy goed dra, jy die bitterheid en die gevoelens teen iemand dra en 'n koester in jou hart, dit veroorsaak fisiologies jou immuunstelsel verswak. Dit het 'n fisiologiese impak op jou brein. Jou gesondheid gaan agteruit. Hoeveel van die mense se hartprobleme is as gevolg van goed wat hulle in hulle hart toegelaat het? Jy sien die hartseer is, dit beïnvloed hoe jy sake sien en hoe jy goeders hoor. Verwerping beïnvloed jou gehoor. Aanstoot beïnvloed hoe jy goeders hoor. En jy sien die hartseer is, dit gebeur soveel keer in families en vriendekringe, dat jy so wrok wat jy dra, dat dit bepaal, die wrok bepaal jou sig. Dit bepaal wat jy van bewus is en wat jy gaan raak sien in mense se lewens. So, al kom Harry en Harry kom sê vir my, hoor jy, ek is so jammer, vergewe my. Ek is regtig jammer. Hier is okay, Harry, is okay. Sal maar mens, faal. Maar weet wat, ek het nie met dit regtig in my hart gedeel nie. Ek het nie regtig om vergewe en vrygespreek nie. Jy sien, dit maak nie saak wat Harry doen. Hy kan probeer, hy verander, hy begin sy gedrag te verander, hy begin alles op te tree, maar ek sien dit nie, want hoekom? Ek dra nog die baksteen. En dit beïnvloed hoe ek sien. Wil jy anders sien, wil jy anders leef? Lose the race, kyk die boks. Ek kan nog mooi hier gesit. Ek sou gegooi. Sjoe maar, ek kan buite raai. Dis die volgende, dis kom die Here sê, vergewe mekaar. Hoekom? Sodat jy kan vry wees. So eerstens mense, as ek kom by vergifnis, ek vergewe, want dis wie ek is. Dis 'n uitvloeisel van God se Gees wat in my woon. Ek gaan net so 'n paar punte jou prakties oor vergifnis. Mense, wanneer ek vergewe, dis 'n uitdrukking van wie ek in Christus is. It's an expression of who I am. Sien wanneer, wat vergifnis nie is nie, ons 'n paar dinge, so 'n paar punte. Vergifnis is nie 'n gevoel nie. Mense, as jy moet wag tot die dag dat jy voel, jy wil iemand begrawe, iemand vergewe, sal ons jou begrawe en jy gaan ook nie so voel nie. Vergifnis het nie te doen met gevoel nie. Vergifnis is ook nie die goedkeuring of verskoning aan wat aan jou gedoen is nie. Baie mense sê, vergifnis beteken jy moet vergeet. Dis nie waar nie. Vergifnis beteken nie vergeet nie. Ek is nie 'n rekenaar dat ek delete kan druk en die goeds weg nie.
onthou nog die situasie wat met my gebeur het. Jy sien, dit is skriftuurlik ook. Die Here sê, hy vergewe ons, Hebreërs, kom Here, en hy sê in Hebreërs 10 vers 17, en aan hulle sondes en hulle ongeregtighede sal ek nooit meer dink nie. Die Here het nie vergeet nie, hy kies om nie daaraan te dink nie. Ek en jy, ons kies om nie weer aan daai situasie te dink nie. So beteken jy moet vergeet nie. Vergifnis is nie 'n ontkenning, 'n denial nie. Ek ontken nie dat dit my gebeur nie. Mense, ek ontken die emosie wat ek beleef nie. Ek is seer gemaak. Ek is kwaad. Ek is hartseer. Ek huil. Mense onthou wanneer jy huil, trane is woorde wat jy nie kan uitspreek. So kyk dit. Maar vergifnis sê nie, dis oukei wat hy aan my gedoen het. Of wat ek aan hom jou nou gedoen het. Vergifnis is om nie die saak af te breek, te ignoreer en om het to minimize the impact. Vergifnis is nie 'n outomatiese vryspraak van die gevolge nie. Die rower wat langs Jesus op die kruis, hy is vergewe, maar hy het nog die gevolge betaal van wat hy gedoen het. En laastens, vergifnis is nie outomatiese rekonsiliasie van verhoudings. In ander woorde wat ek weer sê, is, die feit dat ek hy vergewe het, beteken nie ek gaan nou outomaties vertrou nie. Omdat ek hom vergewe het, skep ek die platform dat ons nou kan bou aan vertrouensverhouding. En dan laastens, wat is vergifnis? Mense, vergifnis gaan oor jou genesing, nie die ongeregtigheid wat aan jou gedoen is nie. Wil weer sê, vergifnis gaan oor jou bevryding, jou genesing, jou heel maak. Dit gaan nie oor wat die ander persoon gedoen het. Onthou, dis nie wat met jou gebeur het nie, dis wat in jou gebeur het. So vergifnis gaan oor jou heling, jou gesondmaking, jou vrymaking. Vergifnis is die teengif vir die pad wat jy gekry het. Vergifnis beteken is om jou reg tot wraak aan God oor te gee. Romeine 12. Romeine 12 vers 19. Vergifnis is op die kop te hou van wat gebeur het. So ek sê, ons op hier 'n storie vertel. Elke keer as jy die storie vertel op 'n negatiewe manier, is jy besig om daai denkwyse al hoe meer vas te maak binne in jou gedagtes. En dan vergifnis beteken as ek vergewe het, ek kies om nie weer daaraan te dink nie. Ek gaan nie kamp opslaan om daai verlang. As 'n besluit dat ek dit gaan aanhou bespreek met mense en oor vertel. Beteken ek kan nie my getuienis vertel, nie, is anders vir. Ek kan vertel van die goedes, die seer wat ek by my pa gekry het, sonder om die emosie van dit te beleef. Ek kan dit vertel, sodat dit iemand anders kan help. Maar ek is nie besig om kamp op te slaan by die negativiteit van die storie, die trauma van die storie. En dan is vergifnis beteken ook, mense ontmoet baie keer die hele vergewe. Nie omdat hy iets verkeerd gedoen het, maar ek het hom bewustelik of selfs onbewustelik vir dinge blameer wat in my lewe gebeur het. En ek moet die hele van my valse beskuldigings van my binneste ook van dit bely en sê, Here, vergeef my dat ek U blameer. Nou die laaste twee goed. Jy moet jouself kan vergewe. Sien, ons vergewe baie keer almal om ons, maar ek kan myself nie vergewe. Ek verwyk myself
vir die foute wat ek gemaak het in die lewe. Vergewe jouself. Jy moet tye wat jy moet voor die spieël gaan staan en vir daai ouetjie kyk wat vir jou terugkyk en sê, ek vergewe jou. Ek spreek jou vry. Dis nie tyd om in daai diepte in te gaan van die goeders. So vergewe jouself, maar ontvang sy vergifnis volgende. En ek moet hom maak volgende. Frank, wil jy nie my broeders my help? Jy wil sommer net even weer. Gerrie, jy wil ons gesit. Jy wil sommer net even. Die spelen ook. En baie kort, gaan ek nie lang uit. Soos my pen uit. Iemand die pen net nie, kyk as ek broeder. Ek wil jy volgende prakties net iets doen. Jy op baie stuk papier wat jy vergifnis, het ek gesê, is nie 'n gevoel nie. Vergifnis begin by 'n keuse, 'n besluit. Jy kies om iemand te vergewe. Jy kies op grond van God se opdrag en sy woord. Dis 'n gehoorsaamheidsstap wat ek neem om vanoggend te sê, ek kies om Harry te vergewe. Jan kies om my te vergewe. Dis 'n keuse. Die emosie volg die besluit. Die besluit volg nie die emosie. Weet jy wat ek sê? Jy kies om te vergewe. Die emosie gaan jou besluit en jou keuse volg. Jy kies om te vergewe. En soos ek sê, dis 'n uitvloeisel van wie ek Christus is. Ek wil net vra, vanoggend dink net, terwyl ek gepraat het in hierdie goeie, dalk het daar iemand se naam in jou gedagtes opgekom. Skryf. Ek wil net die een persoon, nie 'n lys maak. Skryf net, as daar iemand is, wat jy te nagekom het, wat jy hier in jou hart, sit die pyn volg het. En daai pyn, daai seer wat jy het, daai teleurstelling wat jy in jou hart dra, beïnvloed jou verhoudings met die mense om jou. Vir my, die vyand sit nie. Ek is nou terug. Skryf daai naam neer. Jy hoef nie te doen as jy nie wil nie. Maar skryf 'n naam neer. En dan onder daai naam, skryf die goeders, die emosies wat jy beleef het, die kwaad, die teleurstelling. Wat is dit wat jy teen hulle hou? Skryf net neer daar. Hier is wat ek teen jou hou. Hier is wat ek teen jou daai persoon het. Aan die kort. Wat is dit wat jy teen daai persoon het? En dan kies volgende te sê, Here, die gebed wat goed is, Here, grond van die woord, kies ek vanoggend om daai persoon te vergewe. Soos wat die Here jou vergewe vanoggend, kies om daai persoon te vergewe. Jy kan vanoggend vergewe en vryspreek, omdat jy vergewe en vrygespreek is. As daar papier geskryf het. Dit net so, en dan is sit. En dan skryf dan is dit. En hardop wat jy wil. Wat jy laat van my. Ander kom my toe Jesus se. Dankie dat U my vergewe. Dat U my vrygespreek het. Dat ek U kind is. Dat ek 'n nuwe skepping is in U. Here, ek het my hart oorwin gemaak. Here, ek het hierdie ding teen hierdie persoon opgeneem. Here, op grond van U woord, kies ek vir ingehoorsaam om hierdie persoon te
sê, Here, noem die persoon se naam net in jou binneste en sê, Here, ek vergewe jou nou in Jesus naam. Dit wat ek teen jou gehou het, ek vergewe jou daarvan in die naam van Jesus. Dankie Here dat U my die krag gee om te doen wat ek doen. En ek wil jy daai papiertjie vat. Kom na die boks toe. Skeer daai papiertjie eers op. Skeer hom op, goed op. As jy vrymoedigheid het, stap net hier na vore toe en gooi daai papiertjie op in die boks. Right, die 3 stappe in die right stap. Gooi met die boks. En ek wil dat jy sal sien vanoggend hoe jy daai ding met jou hart uithaal en hom laat gaan. En so kom ek het prakties gedoen het vanoggend. Ek wil jou uitdaag om by die huis te gaan sit. Wanneer jy weer stilte tyd hou. En vra Here, sal U my kom lei? Dawid sê Here, deursoek my hart, deurgrond my. En kyk of daar by my verkeerde weg is. Vra Here. En weet wat, van daai stuk papier, skryf die persoon se naam. Skryf neer die emosie wat jy beleef het. Die kwaad. Laat jouself toe, my kwaad eintlik te beleef nie. En sê, Here maar, dankie dat U my vergewe het. Ek kies om vandag. Skryf daai papier, net soos wat jy nou gedoen het vandag. En kom gooi het, skeer het op. En weet wat sy laaste ding, hoe weet ek nie vergewe? Die Here sê, seën daardie persoon. Dan dink jy, wat? En my Kolossense 14 sê, seën die wat julle vervolg, seën en moenie vervloek nie. Die Here sê ons met mekaar seën. Seën jou vyande, sê die Here. Die Here sê dan sê hy bid vir die wat jou vervolg. En ek vir dit, ek bid nie, Here, stuur 'n engel met 'n swaard. En so daar ek sê, Here, ek gee die persoon, die waak op en toe, Here, dit wat ek in my hand gekoester het, bid vir die persoon en sê, Here, ek seën vir Harry. Wanneer ek sê, ek seën vir Harry, sê ek, Harry, mag jy jou lief by voet God, mag jy gelukkig wees en mag jy voorspoedig wees en wat jy gaan doen. Seën hom. Ek doen dit, want dis wie ek is. It's an expression of who I am. Doen het. As jy nog sukkel met deurbraak, kom praat met iemand. Praat met iemand wat jy kan vertrou. Maar vergewe sê die Here, is 'n opdrag. Weer sê, vergifnis gaan vir jou lewe en vrymaking in Jesus naam. Kyk, gaan doen het, ek het gesê skeer die papiertjie op, so dat hy mens op Facebook kan sit. En hy sê, Vader, dankie, dat U ons vergewend wys gespreek het. En ek bid, Here, dat U ons sal help, dat ons 'n leefwyse van vergifnis sal hê. Dankie dat U vanoggend heling genesing bring in mense se lewens. Here, wat huweliksverhoudings so seer gekry het, waar verhoudings gebreek het tussen kinders en ouers, tussen vaders en hulle kinders, tussen vriende, Here, familie, gemeentes, dat ek dat U vanoggend dat U ons die krag sal gee, ons sal help dat U waarheid sal vergewe,
Here, dat U vanoggend heling, genesing sal bring in elke hart in die naam van Jesus. Here, dat U ons sal help om te seën, om te vervloek. Ons sal help om vir mense te bid en om te seën met ons woord. Dis die goedheid van die Here wat mense tot bekering bring. Dat ons sal bid, dat U sal goed wees vir. En dank U daarvoor in Jesus naam. Die Here help dat ons nie net hoorders, maar ook daders van die woord sal wees. En dank U daarvoor. Amen. Ons gaan hier